Oute vriende, welkom terug by ons wonderlike gesprekke oor die woord van God. En ek hoop jy vind dit ook so interessant soos wat ek dit vind. My naam is Rassie van die Irish Reformed Church in Ierland. Ons het 'n kerk in Afrikaans, maar ook 'n Engelse deel wat ons bedien, Engelse mense wat ons bedien. En ons groot passie is om die woord van die Here suiwer te verkondig. Dit moet jy altyd onthou as jy na ons preke luister, moet jy weet dat dit suiwer woordverkondiging is. My eie opleiding was 40 jaar terug, kan nie glo, dis al so lank terug nie. En dit was maar die fokus van ons studie, was om die woord van God getrou met verantwoordelikheid te verkondig. En ons doen dit nog steeds. En vandag is ons nog besig met Romeine 1, soos ook verlede week, maar ons is nou al by vers 18 en ons gaan 'n bietjie die verdere gedeelte lees van vers 18 af van Romeine 1. Maar voordat ons dit doen, kom ons maak net ons oë toe en vra die seën van die Here. Here, ons bid weer eens dat U vir ons nou seën terwyl ons so saam om U woord vergader, en wil U dit vir ons open en wil U ons harte aanraak. Amen. So vriende, Romeine 1 vanaf vers 18 gaan ons lees, die straf van God oor die heidene nasies, en ek gebruik maar die 2020 vertaling. Partykeer is die 2020 vertaling vir my nogal baie ingewikkeld, want hulle het dit verseker so direk as moontlik vertaal wat goed is, dat ons die oorspronklike in Afrikaans so naby as moontlik kan kry aan die Grieks, maar soos ek sê, partykeer is dit maar moeilik om sin te maak. Vers 18, die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Aangesien dit wat van God geweet kan word aan hulle bekend is, God het dit immers aan hulle bekend gemaak, want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging, want terwyl hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voëls en voetvoetige en kruipende diere. 'n Aangrypende gedeelte, hoe Paulus kom by God en God se openbaring aan ons. Nou vriende, nog 'n leerstuk in die teologie is dat God hom op twee maniere openbaar. Hy openbaar hom deur sy woord, maar hy openbaar hom ook deur die natuur. En as mens na die Ou Testament kyk, is daar baie dele waar mense die grootheid van God doodgewoon in die natuur gesien het. Onthou, die antieke mens het na die berge gekyk en hulle het na die bome gekyk en hulle het na die riviere gekyk en hulle het gesê God is groot, God is wonderlik. God het iets so mooi en pragtig gemaak. Vandag sien ons baie meer as die berge. Ons mense is amper half gewoond aan die mooi van die berge en die mere en die vlaktes en die diere. Maar vandag, vriende, kan ons baie ver sien. Met teleskope kan ons diep in die heelal inkyk, in die hemele inkyk, en ons kan baie dinge sien wat die oorspronklike mens nie kon gesien het nie. Dit was amper asof die oorspronklike, die ou mens, die antieke mens, nader aan God geleef het en baie makliker vir God raak gesien het. As ons vandag na 'n berg kyk, dan dink ons nie in die eerste plek God is groot om die berg te maak nie, maar hopelik is daar nog steeds genoeg mense wat so dink. Maar as ons uitkyk na die heelal en ons kyk in die uitspansel in die hemele in, dan vandag is dit 'n ander saak, vriende. Dit is ongelooflik groot daar buite, oneindig.
om daai woord te gebruik. En baie van die idees wat mense gehad het oor die hemele word elke dag maar verkeerd bewys of anders bewys as wat mense gedink het. So duisende en duisende sonnestelsels, nie net sterre nie, sonnestelsels. Iemand het eendag gesê die sand van die aarde is nie genoeg om die sonnestelsels en die sonne en die maane en die planete in die heelal te tel nie. Daar is net te veel. Ongelooflik is die heelal. Ons naaste ster, vriende, naaste ster is Proxima Centauri. Nou, om Proxima Centauri te bereik met vandag se vinnigste goeders wat ons het, sal seker maklik 10.000 jaar neem om daar te kom. Maar die meeste masjiene wat ons vandag het, of vuurpyle, sal ons 70.000 jaar vat om net by ons naaste ster uit te kom. 70.000 jaar vir die mens om daar uit te kom. Dis onmoontlik vir ons om enigstens in ons wildste drome eers te probeer verstaan hoe groot die heelal is. En daardie heelal, vriende, is deur die almagtige Skepper God gemaak. En Paulus sê, dis hoe hy hom openbaar, as daardie almagtige God wat in beheer is van hierdie verskriklike, oneindige skepping wat jy na kyk. En dis hoe hy hom openbaar. En nou sê Paulus 'n baie interessante ding, dat die mens wat die openbaring van God geringskat of onderskat of negeer. Met ander woorde, jy sien wat daar buite aangaan, jy sien hoe mooi dit is en jy sê nie dat dit van God kom nie. Jy wil nie erken dat dit van God kom nie. Jy wil nie vir God eer en die erkenning gee en jou hande uitsteek en sê dis 'n wonderlike God nie. Dis ongeregtigheid. En dit word gestraf. En dit bring die oordeel van God. So as ons na die wêreld kyk, ons kyk na die heelal, ons kyk na die grootheid daarvan, en ons wil nie sê dat dit van God afkom nie, en ons het ander idees oor waar dit vandaan kom, en ander afbeeldings oor hoe dit ontstaan het, dan is ons in die moeilikheid. En dan is die toren van God oor ons. En die toren van God is 'n verskriklike ding. Dis een van die goeders wat bestaan, wat 'n werklikheid is, wat ons vriende nie moet onderskat nie. Ons het in vers 17 gelees, dat ons word deur geloof gered, en op geen ander manier nie, en dit klink baie mooi en baie goed, vir die wat glo, ja, maar vir die wat nie glo nie, is daar 'n ander realiteit, en dis die oordeel van God. En die oordeel van God, vriende, beteken dat jy vir ewig in ellende gelaat gaan word, dat jy 'n straf, 'n ongekende straf sal moet deurgaan, wat jy nie in jou wildste drome dink moontlik is vir jou nie. As jy dan God se openbaring negeer en sê dit is nie God nie. Selfs sy woord, as jy na sy woord kyk en na sy woord luister en sê dit is nie God nie, dan is jy in baie diep moeilikheid. Die Here sê eintlik dat die straf, 'n deel van die straf van God oor mense, ons gaan 'n volgende keer bietjie meer praat oor die straf van God, is dat hulle dwaas word. Dit is die oordeel van God oor mense, wat hy hulle oorgee om dwaas te word. So, hierdie mense dink hulle is baie slim, en hulle weet vreeslik baie, en hulle het al hierdie kennis, en hulle het al hierdie inligting, maar eintlik is hulle dwaas, omdat hulle nie vir God erken nie, en omdat hulle nie vir God aanbid, omdat hulle al hierdie dinge sien nie. Vir ons as gelowiges is dit anders. Nou, as ons kyk na die kleinste ou goedjies op aarde, die diertjies,
die spinnekoppe, die slange, die mooi diere, die groot vyf, wat ook al, en ons kyk na riviere en valleie, dan is ons klaar so opgewonde, want ons weet dat dit God het gemaak het. En as ons dan nog verder kyk na wat die teleskoop daar buite sien, vir my is dit altyd verwondering, daar was nou hierdie komeet wat naby aarde verbygekom het, en ek is net so verwonderd oor dit, en besef net hoe groot God is, en dat ons hom eintlik nooit sal kan verstaan nie, en nooit sal kan begryp nie, maar dat daardie God vir ons iewers 'n plek voorberei het, in hierdie ontsaglike uitspansel in die heelal. Dit is al vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat vir ons wag, en daai almagtige God wat al hierdie goeders laat gebeur, hy het ons in sy hart. As mens kan sê God het 'n hart, het is ons in sy hart. Vriende, om God te ken, is seker een van die heel belangrikste kennisse, iets wat jy het vandag in die lewe. Die feit dat jy hier sit en na my luister, beteken jy ken vir God. Dis jou belangrikste bate, die belangrikste. Vergeet al die ander goeders wat jy het. Vir jou is dit miskien lekker en wonderlik. Jou belangrikste bate is dat jy God ken. Belangrikste bate is dat jy God se openbaring verstaan en erken. Sy openbaring in die natuur en sy openbaring uit sy woord. En wat hy vir jou daardeur skenk is wysheid en insig wat die aarde nie het nie, en wat die wêreldse mense nie het nie. En hy skenk vir jou geregtigheid deur sy seun Jesus Christus. Onthou vanaand dat die Here se openbaring is deur sy skepping. Die Here se openbaring is deur sy woord. En al wat ons moet doen is ons moet dit respekteer, dit so aanvaar en dit so eer. En wanneer ons dit doen, skenk hy vir ons wysheid en insig en krag. Maar wanneer ons dit nie doen nie, dan skenk hy vir ons dwaasheid en ellende. Ek hoop jy ken die Here soveel so dat jy sy werke raak sien rondom jou, en sy glorie en sy heerlikheid uitpassyn. Amen. Hemelse Vader, dankie Here vir die woord en wat ons daaruit kan leer, en dankie vir hierdie feit dat U openbaar in hierdie wêreld, in hierdie moderne wêreld waar ons soveel kan sien van U, dat soveel kan beleef van U krag en U mag. Aan U kom die eer tot in alle ewigheid. Amen.